Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White, Trooster en Leermeester. Maar die Trooster, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Johannes hoofstuk 14 vers 26. Die Heilige Gees is Christus se verteenwoordiger, maar ontneem van die persoonlikheid van die mensdom en afhanklik daarvan. Belas met die mensdom kon Christus nie persoonlik op elke plek wees nie. Daarom was dit in hulle, die disippels se belang, dat hy na die Vader sou gaan en die Gees sou stuur om sy opvolger op die aarde te wees. Niemand kon dan enige voordeel hê as gevolg van sy ligging of sy persoonlike kontak met Christus nie. Deur die Gees sou die Verlosser vir almal toeganklik wees. Te alle tye en op alle plekke, in alle smarte en in alle verdrukkinge, wanneer die vooruitsigte donker en die toekoms verwarrend lyk en ons hulpeloos en alleen voel, sal die Trooster gestuur word in antwoord op die gebed van geloof. Omstandighede kan ons skei van elke aardse vriend, maar geen omstandigheid, geen afstand kan ons skei van die hemelse Trooster nie. Waar ons ook al is, waar ons ook al mag gaan, hy is altyd aan ons regterhand om te ondersteun, te onderhou en te bemoedig. Die Trooster word die Gees van die waarheid genoem. Sy werk is om die waarheid te definieer en te bewaar. Hy woon eers in die hart as die Gees van waarheid, en so word hy die Trooster. Daar is troos en vrede in die waarheid, maar geen ware vrede of troos kan in valsheid gevind word nie. Deur die skrifte spreek die Heilige Gees tot die verstand en druk die waarheid op die hart af. Diegene wat onder die invloed van die Gees van God is, sal nie fanaties wees nie, maar kalm en standvastig, vry van buitensporigheid in gedagte, woord of daad. Te midde van die verwarring van misleidende leerstellings, sal die Gees van God 'n gids en 'n skild wees vir diegene wat nie die bewyse van waarheid weerstaan het nie. Elke man, vrou en kind, wat nie onder die beheer van die Gees van God is nie, is onder die invloed van Satan se towery, en deur sy woorde en voorbeeld sal hy ander van die pad van waarheid af weglei.